Goeiedag en baie welkom weer by jou Lewelig dagstukkie, dag 323. En die tema van vandag is: en wat as jy? Filippense 4 vers 10. Ek was baie bly in die Here dat julle na so 'n lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het net nie kans gehad om iets te doen nie. Om met nederigheid te ontvang is 'n manier om die kring van liefde en diens te voltooi. En wat as jy? Ek was jarelang bitter en sinies oor mede-Christene. As predikant is jy altyd daar vir almal. Troues, begrafnisse, hospitaalbesoeke, middernagtelike krisisoproepe. Maar toe ons as gesin op 'n stadium deur baie diep waters is, en ook die jare nadat ek geskei is, kon ek die mense wat regtig uitgereik het en daar was vir ons op my een hand tel. Dan praat ons nou nie eers van die mense wat vir jou kom bid het nie. Maar voordat ek nou negatief klink, moet ek bysê dat ook die munt twee kante het. Aan die een kant is daar mense wat nie mooi weet hoe om vir die dominee daar te wees nie, wat hulle moet doen en hoe om vir hom te bid nie. En aan die ander kant kan mense ook nie weet van die dominee se swaar, seer, stille bloei ensovoorts as hy te trots is om hulp te vra nie. Soos iemand toe vir my gesê het: "Boeta, ek kan net vir jou daar wees as ek weet jy het my nodig. En ek kan net weet jy het my nodig as jy my hulp vra." Sit dan nog daarby saam die manlike ego wat geleer is to suffer in silence. Dan het jy nogal 'n gawe tydbom wat 'n plek soek om te ontplof. Ek onthou hoe 'n Engelse presbyteriaanse predikant eendag vir my gesê het: "Charles, we have to learn to accept graciously." Daardie woorde het my baie diep geraak, want hy was 100% reg. Jy ontneem ander 'n seën wanneer jy weier om te ontvang. Jy steel eintlik 'n geleentheid, nie net vir God om jou te bedien nie, maar vir iemand anders om sy hande vir jou te wees. Elkeen van ons, predikant, lidmaat, buurvrou, sakeman, ma, pa, tiener, is maar net mens. Almal van ons roei, stoei en bloei maar soms. Net soos jy, slaan ek ook soms die noutes en val my boom soms uit. Daarom is dit belangrik om te onthou: God het ons vir hom en vir mekaar gemaak. Nie om alleen deur hierdie lewe te strompel nie. Nie om alles self te dra nie. Om te dien is heilig, maar om te kan ontvang is ook heilig. Dis nederigheid in aksie. Dis geloof met hande oop. Dis om toe te laat dat God jou deur ander mense se liefde en diens kom aanraak. Wanneer jy toelaat dat iemand jou bedien, gee jy hulle eintlik 'n geskenk. Die vreugde om gehoorsaam te wees, die vreugde om bruikbaar te wees, die vreugde om God se liefde prakties te wees. En meeste van die tyd is dit ook balsem vir jou wonde. Net om voor God te erken dat jy aan die einde van jou eie vermoë is, bring al klaar bevryding. En dan is dit wonderlik hoe hy ook mense en dinge oor jou pad stuur om jou met sy liefde te bedien. God het ons nie gemaak vir alleen dra nie. Hy het ons gemaak vir saamdra. Vergee en ontvang. Verdien en bedien te word. Dit is liefde in beweging. Om lief te hê beteken soms om die liefde wat gegee word te aanvaar. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik om vir ander om hulp te vra? Wat kan ons doen om te leer dat ons daar moet wees vir mekaar? Hoe gaan jy vandag begin om ander toe te laat om jou ook met Jesus se liefde te bedien? Here, help my om met nederigheid te gee en met dankbaarheid te ontvang. Leer my om ander toe te laat om my ook met u liefde te bedien. Amen. Mag die Here jou ook op bonatuurlike maniere hierdie week verras
met sy goddelike liefde, vrede, teenwoordigheid en alles wat hy is. Seën en oorvloed smaat vir jou, liefdegroete, Shaal. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.